Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Here, dankie vir die geleentheid, maar ook so die voorreg wat ons het om weer by mekaar te kom. Here, en dit is hoekom dit 'n voorreg is, want ons kan dit gereeld, konstant, aanhoudend in U teenwoordigheid wees. U is so goed, so liefdevol, U het U Gees vir ons gegee, en die Gees is woonagtig in ons lewe. Here, so is ons almal hier met een doel vandag, en dis ook om te hoor wat U deur U woord met ons gesels. Help ons dat ons ook 'n oop verstand het, sodat ons dalk die bekommernis van die week wat was of wat kom op sy sit, sodat ons kan fokus op U en U teenwoordigheid en ook kan aanvoel hoe U Gees ook aan ons binneste aan die werk is, om ons lewe ook voor te berei en reg te maak, om ook U wil te doen, as dit kom by die kontekste en die tye waar ons is. En ons vra dit aantelik in U groot en heilige naam alleen. Amen. Ons is besig vanoggend en verlede Sondag, en ons staan 'n bietjie stil en fokus op die tema, hoe kan ons 'n teenwoordigheid aankweek, aanleer, aan inoefen, 'n teenwoordigheid van die Heilige Gees of van God te beleef, te ervaar, aan te voel. Ek wil vanoggend voortbou op verlede week se preek, en vandag bietjie vra, maar hoe leef ons in God se teenwoordigheid? As ons dit aanvoel, as ons God se teenwoordigheid leef, maar ook daarop reageer en optree, om ook saam in God se toekoms, God se koninkryk in te beweeg. Ons het verlede week bietjie stil gestaan by Lukas 24, as julle onthou. Ons het gevra, hoe help die opgestane Here ons om 'n teenwoordigheid aan te kweek van sy teenwoordigheid, God se teenwoordigheid. Ons het gesien dat die Emmausgangers, Kleopas en sy vrou, loop weg huis toe, en dan ontmoet die opgestane Here hulle, en hy stap die hele dag lank saam met hulle. Ons het gesien die sleutels, of hoe die Here ons help, is om te sê, eerstens ons moet 'n oop verstand hê. Ons het so maklik soms ons geuite, vasgemesselde idees, wat maak dat ons nie oop is. Ons is toe om God se teenwoordigheid te sien. Dit maak dat ons toe oë het. So die opgestane Here, deur die woord, die Kleopas en sy vrou gehelp om oop verstand te kry, wat ook later gehelp het om oop oë te kry, om God se teenwoordigheid te sien. Ons het gesien later in Emmaus self, praat hulle dat hulle 'n brandende hart gehad het. So 'n oop verstand om oop oë te kry, help jy ook om 'n warm, 'n brandende hart te hê. So moet eers 'n oop hart hê, want 'n toe hart kan nie aan die brand raak nie, aan die brand gemaak word deur God nie. So sien ons dat hulle op die ou einde met 'n brandende hart nie net kan stil bly nie, nie net kan aangaan soos normaal, soos gewoon nie. Daar word 'n optrede, aksie, 'n verandering van wil vind plaas. En Kleopas en sy vrou hardloop al die pad terug Jerusalem toe. Hulle wil deel wees van gemeenskap van die res van die disippelskapskring. Ek wil graag vanoggend weer hierdie temaatjie aanspreek en bietjie meer spesifiek kyk na Paulus. Onder andere Handelinge 16 vers 7 tot ek kan nou nie presies onthou tot watse vers ons tot 15 dink ek lees. Waar Paulus ons ook hierdie, wil ek amper sê proses, hierdie geestelike vormingspad of proses help, en hy vir ons 'n voorbeeld is ook van hoe jy met 'n oop verstand en 'n oop hart en 'n oop wil leef, maar ook so een stapie verder gaan om te sê, maar hoe kan ons soos Paulus leer om te leef in die teenwoordigheid? Ons wil dit nie net aanvoel nie, ons wil dit nie net kweek nie, ons wil net bewus raak daarvan nie, maar ons wil as te ware ook reageer daarop. En Paulus help ons oor hoe so 'n lewe lyk. So ek wil graag saam lees, Handelinge 16 vers 7 tot 10. Toe hulle later tot reg oor die provinsie van Misië gereis het, het hulle beplan om na die provinsie van Betanië te reis. Maar die Gees van Jesus het hulle gekeer om dit te doen. Hulle het toe verby Misië gereis, het afbeweeg in die rigting van Troas. Een nag het Paulus 'n visioen gesien. Hy het 'n man gesien wat in Macedonië bly. Hy het by Paulus gepleit, klim dadelik op 'n boot en vaar oor hier na ons toe in Macedonië. Kom help ons.
Nadat Paulus hierdie visioen gesien het, het ons almal na die provinsie van Macedonië gegaan. Ons was oortuig dat God ons geroep het om die evangelie met hulle te gaan deel. Ons lees vir nou net hierdie paar verse, ons gaan nou die reis verder gaan. Maar Paulus help ons reg aan die begin om, net soos die opgestaan Here met Kleopas en sy vrou, hierdie eerste wegspringblok, hierdie eerste noodsaaklikheid te kweek as dit kom hierdie geestelike vorming om 'n teenwoordigheid van die Heilige Gees van God te kweek, aan te voel, te leer. Dit is eerstens om 'n oop verstand te hê, om nuut te begin dink. Dit is my so mooi dat die teks uitdruklik sê, Lukas, dat die Gees van die Here het hulle verbied om dit te doen. Nou, daar moet ons eerstens vir mekaar sê. Kom ons vat weer die Emmausgangers, Kleopas sy vrou. Hulle het geloop en hulle het hulle eie verstand, hulle eie verwagting, hulle eie prentjie gehad van dit is hoe dit sou lyk as die Messias opdaag. En toe daag Jesus op en dit lyk anders. Dan kan hierdie twee prentjies nie saamgevoeg word nie. En dan is ons uitkoms, God is nie teenwoordig nie. Paulus is oop hiermee en hy verstaan dat God hom verhoed om dit te doen. Nou in ons wêreld vandag, 'n metafoor wat tans nou baie naby in my hart lê, met ons jong 16 maande ou dogtertjie, is sy nou besig om hierdie wonderlike speletjie te probeer speel. En dit reg kry en soms nie. En ons almal ken dit baie mooi. Dit is hierdie waar jy 'n spesifieke vorm het en dan moet jy dit nou in die regte vorm plaas. Nou wat ek lag oor is die intelligensie van 'n 16 maande of die wilskrag. Sy hou ook van klei speel en saam met die klei speel wil sy die klei ook indruk en ek dog toe ek is slim, laat ek die klei nou breek en in die vorm wat in hierdie vorms sal pas. Sodat sy die klei ook in hierdie vorm moet in laat pas. Maar o nee, ons dogter is so slim, die klei, as ek wat 'n sirkel gevorm het, forceer sy deur 'n driehoek gat of 'n vierkant gat. Nou, hoekom noem ek dit? Ons as gelowiges verwag God moet opdaag en dit lyk soos 'n driehoek, 'n vierkant, 'n ster. Maar dan forceer ons God soos klei om te pas binne in die vorm wat ons verwag. Eerder as om te verwag, 'n oop verstand te hê om te besef, o, maar God daag op of is teenwoordig en dit lyk soos 'n sirkel. So ons moet eerstens hierdie oop verstand hê om regtig waar aan die besef te kom, aan die bewustheid te kweek dat God is teenwoordig in ons lewe en ons moet hierdie oop verstand hê om oopheid te hê om te, amper wil ek sê, God te verwag. Maar ons verwag God moet lyk soos 'n vierkant. Maar ons is nie oop genoeg om aan te voel hoe die Here opdaag en dit lyk soos 'n sirkel nie. Ek meen Paulus sê self ons, ek lees Galasiërs 4 vers 6. Julle is nou kinders van God. Daarom het God die Gees wat ook in sy Seun is, na ons toe uitgestuur. Hy is nou in ons harte. Dis hy wat hier binne ons uitroep, Abba, liefdevolle Vader. Dis wat ons volgende week gaan vier as ons Pinkster saam vier. Die goedheid wat God is, dat hy sy Gees deponeer in ons lewe en God is teenwoordig, woonagtig in my en jou lewe. So ons as gelowiges moet nie God gaan soek eerstens daar buite of sy aanvoeling gaan kweek en ons moet dit soos 'n warm gevoel of 'n emosie laat aanvoel nie, want dan beweeg ons net die emosionele rollercoaster van op en af. Nee, ons kan saam getuig vandag en jubel en juig dat God so goed is, so liefdevol, hy het sy Gees gegee en hy is woonagtig in jou lewe. Paulus vertaal dit so mooi, hy skryf dit so mooi in Galasiërsbrief dat dis die Gees van God wat in ons is en uitroep, Abba, liefdevolle Vader. Dis asof die Gees van God 'n magneet is in ons lewe en waar ook al ons in ons teenwoordigheid of in die wêreld en die kontekste waar ons is, soek ons waar God teenwoordig is, dan soos 'n magneet wat ons trek na God toe, waar hy alreeds aan die werk is. Ons moet nie op 'n eksterne manier of emosies soek vir 'n goeie gevoel en sê dis God nie. Nee.
Ons kan getuig dat God by ons is. Hy is woonagtig in ons. God se gees is in ons. So eerstens is God teenwoordig in ons. En ons moet toelaat dat die gees van God met 'n oop verstand ook ons toelaat om soos Paulus hier te weet, okay, ons wil graag dit doen, maar God wil dit nie hê nie. So dit gaan nie oor wat ons wil hê nie, maar eerder wat wil God hê. En ons moet daai gevoel aankweek, die oefenpad, die verhouding wat ons het met God aankweek om, soos Paulus te kan sê, dis nie wat God wil nie, maar wat wil God? En kom ons lê en leun en gee tree in daai spasie in van wat God wil hê ons moet doen. En dis wat Paulus hier doen. God praat met hom direk deur die visioen en sê gaan Macedonië toe. Paulus het hy oop verstand en hy's bewus van hierdie teenwoordigheid van God in sy lewe. En Paulus wil daai vierkant hê, maar God daag op as 'n sirkel en sê maar kom ons beweeg. Ons lê leun in hierdie spasie in wat God ons na toe uitnooi. En dit is hierdie pad van vertroue. Dis juist daai mooi beeld van ons moet leun in hierdie spasie in. Want ek sal byvoorbeeld as ek Paulus was, sê Here, dis nou goed jy stuur ons Macedonië toe, maar ek soek asseblief 'n itinerary. Ek soek 'n projekplan. Ek wil graag weet hoe lank gaan dit vat, wanneer moet hy wees, wie moet ek daar kry, wat's die stappe? Ek soek asseblief 'n volledige besigheidsplan hierso. Anders kan ek nie commit vir hierdie nie. Maar dis daai punt van vertroue. Jy leun in hierdie spasie in en jy vertrou God goed genoeg om te weet dis God se wil. En as jy daai tree gee, sal God die volgende tree ook vir ons openbaar. En dis wat gebeur in die res van die verhaal. Ek lees weer terug Handelinge 16 vers 11 tot 14. Paulus kom toe nou hier aan. Ons het in Troas weggeseil reguit na die eiland Samothrace toe. Die volgende dag het ons verder geseil na Neapolis, 'n hawestad in Macedonië. Van hier af is ons na die stad Filippi toe. Dis 'n belangrike kolonie aan die Romeine in Macedonië. En hierdie stad het ons vir 'n tyd lank oorgebly. Op die Sabbatdag het ons by die stadshek uitgestap tot langs die rivier. Ons het gehoor mense bid daar. Toe het ons daar gaan sit. Ons het begin praat met die vroue wat daar bymekaar gekom het. Daar was ook 'n vrou met die naam Lydia. Sy het perdwolmateriaal verkoop. Sy was afkomstig uit die stad Thyatira. Sy was 'n godvreesende vrou. Sy het na ons geluister. Toe verander die Here haar hart. Dis hoekom sy mooi geluister het na dit wat Paulus gesê het. Hier kry ons die volgende spasie, die gebeurtenis wat ons kan verwag as ons leun in die spasie wat God ons toe na stuur om sy wil te doen. Paulus kom aan in hierdie stad Macedonië toe. Weereens as ons die beeld vat van ons wat God soek as 'n vierkant en God daag op as 'n sirkel. Ek sê as ek Paulus was hy opgedaag het en baie rondgekyk en gesê het, God, ek sien waar u nie is nie. Hoekom het u my hiernatoe gestuur? Dis 'n Romeinse kolonie wat sê die feit dat Paulus op 'n Sabbat buite die stadsmure moet gaan soek vir God se teenwoordigheid, beteken dat daai stad so beheer is so Romeins, dat daar nie 'n sinagoge of 'n bymekaar kom plek vir Joodse of die vroeë beweging van Paulus hulle se. Eerste keer dat hulle was, so teen nie 'n geloofsbyeenkoms van die Joodse tradisie nie. So ons se opgedaag het en gesê, God, maar ek sien jou nie. Kom ons gaan eerder terug. Ek het dalk verkeerd gehoor. Maar nee. Paulus voel daai werking van die Gees wat gedeponeer is in sy lewe so aan. Hy is so vol selfvertroue dat dit God se wil is waantoe hy geleun het, dat hy nog 'n tree gee. En nog 'n tree gee, tot God hom verras. Paulus daag op en is dames wat saam bid. Weereens sal ons met wêreldse oë kan kyk van die eerste Middellandse wêreld en sê, "Sjoe, Here, toe u my gestuur het, net het ek gedink ek gaan daarmee met 'n goewerneur praat, so belangriks." Dis dit om vroue wat bid buite. Ons weet in die eerste Middellandse wêreld is 'n patriargale samelewing, so vrouens het 'n laer orde in die tyd waarin Jesus en Paulus gebedien het. So nog 'n keer sal ons sê, "Sjoe, okay." Maar tog het Paulus 'n oop verstand. Hy het oop oë, maar hy het ook 'n oop hart. Paulus is vir ons hier 'n voorbeeld van hoe dit lyk om te leef met hierdie oop brandende hart. Hy weet die Here het vir hom gestuur in sy wil. Paulus preek
En dan hoor ons ook die reaksie, wat gebeur, wat doen God deur jou as jy opdaag? En God is teenwoordig in en deur jou. Lydia se hart word aan die brand gepreek. God steek Lydia se hart aan die brand. Paulus moes net daar opdaag en op die regte tyd op die regte plek wees, die spasie wat God geskep het om te wees. En Paulus moes net opdaag en doen wat God vra hom te doen, en Lydia se hart is aan die brand gepreek. So begin Lydia met 'n brandende hart, 'n oop hart, die teenwoordigheid van God, die nuwe werklikheid, die nuwe wêreld van God sien, aanvoel, en sy kan nie anders as om ook oor te beweeg na aksie toe, na 'n oop wil nie. Ons lees dit, Handelinge 16 vers 15. Lydia is gedoop, almal is in haar huis ook gedoop. Toe sê sy vir ons, as julle oortuig is dat ek glo, kom dan na my huis toe. Kom bly hier. Sy het by ons aangedring om dit te doen. Lydia se hart is so aan die brand gepreek, sy kan nie net aangaan soos gewoon nie. As jy 'n ware goddelike hartsverandering, 'n brandende hart het van God wat dit vir jou gegee het, dan moet jy oorgaan na aksie toe, na 'n oop wil toe. Soos Kleopas en sy vrou Lukas 24, hardloop hulle die donker nag terug Emmaus toe, Jerusalem toe, vergewe. Hulle moet deel wees van die geloofsgemeenskap. Lydia se hart is aan die brand en sy het 'n oop wil, en wat is die uiteinde? Gemeenskap. Kom na my toe, ek maak my huis oop vir julle. En so word die eerste huisgemeente 10-1 geplant in hierdie dorpie. En is als as gevolg van Paulus wat in daai spasie van God intree, maar ook Lydia wat oop is en 'n oop hart het, maar wat reageer daarop, om 'n oop wil te hê, om te sê, ek is beskikbaar. Ek wil deel wees van gemeenskap. Ek kan hierdie nie op my eie doen nie. As gemeenskap van gelowiges is ons dan nou besig om die teenwoordigheid van God te soek, te gaan wees, om God se teenwoordigheid, God se nuwe werklikheid te laat realiseer vir die wêreld. So wat Paulus ons mee help om te leef in die teenwoordigheid van God. Begin deur 'n oop verstand te hê, ja, en toe te laat die Gees wat in jou lewe woonagtig is, ook jou slaap uit jou oë uit te vee, sodat jy kan sien waar is God aan die werk, ook daar buite in die wêreld. Die Gees van God laat ons roer, beweeg, en ons moet net leun in daai spasie en vertrou in God. Vertrou dat dit God se wil is. En daar is die groot onderskeid, nie my wil nie, God se. As ons dan met 'n brandende hart, met 'n passie vertrou, moet ons dan net daar wees. En miskien vul God daai spasie. En miskien werk God deur ons in daai spasie om ander mense die teenwoordigheid van God te leef, te voel, te ervaar. En wie weet sy harte aan die brand geslaan te word deur God, sodat hulle oorgaan na aksie toe. Paulus herinner ons daarvan, ek lees Galasiërs 5 vers 25. Deur die Gees se werk in ons het ons deel gekry aan hierdie nuwe lewe. Daarom moet ons die Gees getrou volg. Dan moet ons reg leef binne hierdie lewe waarvan die Gees ons deel gemaak het. So ons wat hier sit, die Gees wat gedeponeer is in ons lewe en God wat woonagtig is deur sy Gees in ons lewens. Ons wat saam vanoggend hier regstreeks kyk en reg oor die wêreld kyk, is saam deel van God se geloofsfamilie. Van die Gees van God is die gemeenedeler tussen ons, en dit is soos die magnete wat tussen ons onsself verbind, om die gemeenskap van God te wees. So beteken ook daar waar ons is, by die werk, by die skool, môre waar ook al jy is, moet ons toelaat dat God ook wat teenwoordig is in ons, sigbaar gemaak word deur ons optrede. En dit gebeur deur dit sigbaar te doen. Deur te leef, deur 'n oop wil te hê, deur aksie. Jesus herinner ons daaraan, ek lees Matteus 10 vers 42. Iemand wat maar net 'n beker koue water aan 'n vriend van my gee, al is hy of sy hoe onbelangrik, sal beslis ryklik deur God beloon word. Die teenwoordigheid van God wil nie net 'n gevoel wees nie. Dit is nie 'n gevoel wat ons moet aanvoel nie, maar dit kry gestalte in en deur jou hande, in en deur jou woorde, in en deur jou lewe, is God teenwoordig.
En jy kan nie anders as om dit te doen nie, deur op te tree nie. Om die teenwoordigheid van God te leef, is nie 'n eenmalige ervaring nie. Dis nie 'n eenmalige gebeurtenis en ons het verby nie, maar is 'n leefwyse. Dis 'n oefenpad. Die Gees van God woon in ons en ons het ook in oefen, aan leer, 'n gevoel aankweek van hoe God teenwoordig is in ons lewe, die rigting waartoe God ons stuur, laat ons leun in daai spasie in en vertrou dat dit die pad is. Vertrou dat God vir ons die volgende spasie sal wys. Maar om konstant met 'n oop verstand te leef, laat God ons verstand kan vernuwe deur sy woord. Konstant 'n oop hart hê sodat God sy wil op ons harte en deur ons harte ook wys. Maar ook sy oop wil te hê om te kan wil doen wat die Here vra vir ons om te doen. Die vraag is dus nie, waar is God teenwoordig nie, maar is dalk eerder, is ek teenwoordig waar God aan die werk is. Wanneer ons verstand oop is vir God se woord, wanneer ons harte aan die brand is met sy teenwoordigheid, wanneer ons wil beweeg saam met die rigting waartoe hy ons roep, is ons hande diensbaar en vuil vir die wêreld. Dan leef ons in God se teenwoordigheid. Dan gebeur Pinkster in die alledaagse. Mag ons hierdie week God se teenwoordigheid beleef, maar ook gaan wees. Kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg en die geleentheid en dat ons direk met U kan praat, Heer. U is by ons, U is woonagtig in ons. En soos ons U woord hoor, voel ons ook hoe U Gees aan die binneste ons harte aan die brand praat. En Here, dit is U wat dit doen, dit is nie mense taal nie, maar dit is U wat deur die Gees ons harte aan die roer kry om U wil te doen. Mag ons nooit net stil bly daaroor nie. Mag ons nooit net aangaan soos normaal nie, maar laat U Gees ook in ons toelaat om te leun in die spasies in waartoe U ons stuur. Mag ons ook bereid wees om te doen, 'n oop wil te hê om te doen wat U deur die Gees ons vra om te doen. Mag ons daar wees, mag ons opdaag daar waar U alreeds teenwoordig is en aan die werk is in die lewe. Mag ons saam hande vat met medegelowiges om 'n sterker teenwoordigheid te kweek wat sigbaar is vir die wêreld van hoe U alreeds hierdie liefdevolle wêreld aan die werk is en elke dag aan die werk is. Voordat in U groot en heilige naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.